Ek wil vir iemand vandag bemoedig en sê, weet jy wat, daar's nie 'n groter seer as om te sien en te hoor dat iemand vir wie jy ontsaglik lief is, in die tronk beland vir iets wat hulle aangevang het nie. En baie kere vind ons dit moeilik om te vergewe en vry te spreek, en dis nie eens noodwendig iets wat hulle aan ons gedoen het nie, is dalk iets wat hulle aan ander mense gedoen het. Maar ek wil vandag 'n ouer kom bemoedig en sê, as mense vir jou sê, skryf jou kind af omdat hy in die tronk is, of omdat sy in die tronk is, vir die goed wat hulle aangevang het, moet dit nie doen nie. Wees daar vir hulle. Skryf vir hulle briewe, bemoedig hulle aan met die liefde van die Here. En nou is daar mense wat sê, ag Monica, jy praat so maklik, jy verstaan nie. Yes, ek verstaan. Ek kom deur dit, kom deur, nie 'n kind nie, maar iemand wat ek ken, wat ek ontsaglik lief voor was, van my kinderdae af. En die persoon het in die tronk beland, weens verkeerde besluite, en iemand het my gekontak en gesê, die persoon vra, dat ek asseblief kontak maak met hulle, en ek het gesê, ek sal bid daaroor, maar ek twyfel. En ek moes regtig voor die Here gaan, want ek het besef dat, ek het nog nie die persoon vergewe en vrygespreek vir wat die persoon gedoen het aan ander mense nie. En ek het vir die Here gevra, Here, leer my, lei my, help my. En hy het. En ek wil vir jou sê, die oomblik toe ek die siel raak sien, en ophou vaskyk net teen dit wat hulle verkeerd gedoen het, wat die persoon verkeerd gedoen het, was dit vir my makliker om uit te reik na die persoon toe. En daarby sê ek nie, ons praat goed wat hulle gedoen het nie, ons kan nie. Maar dit help ons om uit te reik vanuit 'n ander perspektief uit. So my bemoediging vandag vir iemand is, moenie ophou liefde gee nie, moenie ophou bid nie, moenie ophou om te gaan kuier nie, want jy weet nooit wanneer God gaan ingryp nie. Ek hoop julle het 'n fantastiese dag. Shalom.